Goed, kom ons duik in. Vandag se bron vir jou is, wel, dis 'n bietjie anders. Definitief anders, ja. Ons het die transkripsie van 'n onderhoud, klink normaal, né? Maar die onderhoud is tussen 'n perdesportjoernalis en 'n voormalige resieperd met die naam Gandoer. Ja, 'n pratende perd? Presies. En die onderwerp, die borskas. Wat dit is, hoe dit werk en hoe 'n perd se borskas ons iets oor ons eie kan leer. Dis 'n vreemde, wonderlike mengsel van Pilates, anatomie en perdewysheid. Ek moet sê ek was mal oor hierdie een. Dis speels, jy weet, maar die insigte is alles behalwe oppervlakkig. Glad nie. Ons gaan die bron gebruik om 2 blou drukke langs mekaar te sit. Die menslike borskas en die van die perd. En die doel vir jou is nie om 'n veearts te word nie. Nee, glad nie. Maling, jou eie beweging sal begin kyk. Wat kan 'n dier wat gebou is vir pure krag ons leer oor stabiliteit? Dis die vraag. Goed, kom ons begin dan by die bekende, ons eie anatomie. Die bron skets die menslike borskas as hierdie sentrale ankerpunt. Dis opgebou uit 12 pare ribbes, die borsbeen, die sternum voor en dan die torakale ruggraat agter wat alles bymekaar hou. Maar selfs daardie ribbes is nie 'n eenvormige stel nie, né? Glad nie. Die bron verdeel hulle in 3 duidelike groepe. Presies. Jy het heel bo die 7 paar ware ribbes. Hulle het elkeen al eie direkte verbinding met die borsbeen. So, hulle is, kom ons sê, stywe geanker. Reg. En dan kry jy die volgende 3 pare, die sogenaamde valse ribbes. Hulle is 'n bietjie meer indirek. Hulle heg aan die kraakbeen van die ribbe net bokant hulle. So hulle vorm so 'n soort buigsame boog? Ja, presies. En heel onder, amper asof hulle 'n nagedagte is daar 2 pare swewende ribbes wat glad nie voorgeheg is nie. Hulle anker net aan die ruggraat. Dis 'n redelik komplekse struktuur. En sy primêre werk is seker maar beskerming, né? Om die hart en longe en daai goed veilig te hou. Wel ja, dis beslis die mees ooglopende funksie. Dis 'n beskermende kas vir jou belangrikste organe. Maar die bron is duidelik dat dit net die helfte van die storie is. Die ander helfte, wat vir beweging so krities is dat dit die fundament vir jou kernspiere is. Ah, interessant. Jou diafragma, jou buikspiere, hulle anker almal aan hierdie struktuur. Sonder 'n stabiele borskas het jou kern nêrens om van te werk nie. Maar dan kom Gandoer in die prentjie. Ja, en hy is, kom ons sê maar, nie vreeslik beïndruk met ons ontwerp nie. Nee, hy sê syne is nog meer indrukwekkend. En as jy na die syfers kyk, jok hy nie. Dis 'n kwessie van skaal. Absoluut. Waar ons 12 torakale wervels het, het hy 18. 12 pare ribbes vir ons, 18 vir hom. Die skaalverskil is enorm. En dis nie net groter nie, dis anders ontwerp. Sy borsbeen is nie een soliede been soos ons nie. Dis 'n reeks kleiner beentjies wat sternebraaie genoem word, wat baie meer beweging toelaat. Reg, en sy ribbes? Sy ribbes het 'n ander doel. Hy het 8 pare wat direk aan daai borsbeen heg, sy sternale ribbes, maar dan het hy 'n volle 10 pare wat asternaal is. 10 pare. Sjoe. Ja, en hulle heg aan mekaar om 'n massiewe, breë, mobiele boog aan die onderkant te vorm. So wat is die funksionele verskil? Hoekom is so 'n breë mobiele boog? Wel, dit beskerm 'n baie groter area, nie net longe en hart nie, maar ook 'n groot deel van die spysverteringsstelsel. Maar die sleutelwoord daar is mobiel. Daardie struktuur is nie net gebou om te beskerm nie. Dit gebou om te beweeg. Presies. Dis 'n dinamiese stelsel, ontwerp om krag te genereer en te absorbeer. En daardie dinamika, daardie ontwerp vir beweging, het alles te doen met hoe daai struktuur gebruik word om die hele liggaam aan te dryf. So jy bedoel, dit gaan nie net oor beskerming nie, maar oor die engine self. Dis die engine. En ek neem aan dis waar asemhaling inkom. Die bron kontrasteer die menslike benadering, spesifiek deur die lens van Stott Pilates, met die van die perd. Vir ons is dit nogal subtiel. Uiters subtiel. Vir mense is die beginsel dat asemhaling jou ruggraat fyn beïnvloed. 'n Inaseming skep 'n effense holrugkurwe, 'n ekstensie, en 'n uitaseming 'n effense bolrug, 'n fleksie. Ja. In Pilates is die doel om daardie beweging te beheer, jy weet, te ondersteun. Jy wil die borskas laat uitsit en inkrimp, sonder om jou postuur heeltemal te verloor. Dis 'n kuns van fyn beheer.
Wag 'n bietjie. So 'n perd se asemhaling is letterlik aan sy tree gekoppel, soos 'n ratkas. Hoe op aarde werk dit? Dis amper meganies, ja. In die onderhoud verduidelik Gandor dat wanneer hy galop, hy 1 asemteug per tree siklus neem. 1 asemteug. Net 1. Die beweging van sy ingewande wat vorentoe en agtertoe beweeg, werk soos 'n suier teen sy diafragma. Die landing van sy voorpote help om die lug uit te forceer. Alles is gesinkroniseer. Dis ongelooflik. En die implikasie daarvan is massief. As sy borskas styf is, as hy nie daardie volle ritmiese asemteug kan kry nie, breek sy hele stelsel. So sy ritme is af, sy krag verminder. Sy balans is weg. Alles. Dis 'n radikale gedagte. Ek dink die meeste van ons sien asemhaling as hierdie outomatiese agtergrondproses. Die idee dat dit 'n engine kan wees wat jy aktief kan bestuur, is heeltemal vreemd. Presies, ons probeer dit eerder stabiliseer. En dit bring ons by die kernverskil wat die bron uitlig. Plasing teenoor bevryding. Plasing teenoor bevryding. Die menslike benadering is dikwels een van plasing. Die klassieke Pilates-oefening wat in die bron genoem word, is die perfekte voorbeeld. Stel jou voor, jy lê op jou rug, knieë gebuig. Goed. Jy lig jou arms op en neem hulle oor jou kop. Die hele toets is om te keer dat jou onderste ribbes van die vloer af oplig. Jy gebruik jou buikspiere om jou borskas in plek te hou. Jy stabiliseer dit. Jy anker dit, sodat jou ledemate 'n stabiele basis het om van te beweeg. Dit maak sin, maar dit klink of Gandor glad nie in ankers belangstel nie. Glad nie. Sy hele filosofie is een van bevryding. En dis hier waar die onderhoud regtig wel poëties raak. Hy gebruik 3 beelde om die beweging van sy borskas te beskryf, en dis die moeite werd om by elkeen stil te staan. Goed, wat is sy eerste beeld? Hy sê die boonste ribbes, die wat direk in die borsbeen heg, hulle beweeg soos 'n pomp se handvatsel. 'n Pomp se handvatsel, soos 'n ou waterpomp. Presies daai een. Wanneer jy inasem, lig daardie boonste deel van jou borskas vorentoe en effens op, net soos daardie handvatsel. Dis 'n voor na agter beweging. OK, ek kan my dit voorstel. Dis 'n op en af beweging wat die volume van voor na agter vergroot. Maar 'n diep asemteug voel mos of dit my hele borskas laat uitset, ook na die kante toe. Jy's presies waar Gandor wil hê jy moet wees. Vir die onderste, meer mobiele ribbes gebruik hy 'n ander briljante beeld, die van 'n emmer se handvatsel. 'n Emmer se handvatsel? Ja, jou onderste ribbes swaai nie vorentoe en op nie. Hulle swaai sywaarts ook. Met elke inaseming beweeg hulle uitmekaar na die kante toe. En met die uitaseming kom hulle terug na die middel. Dis 'n laterale uitduiende beweging. So jy die pomp wat voor op en af gaan en die emmer se handvatsels wat aan die kante oop en toe swaai. Dis al klaar 'n baie meer dinamiese prentjie as net 'n rigiede kas. Baie meer. Ek moet sê, ek het nog nooit 'n perd hoor praat nie, wat nog te sê in sulke pragtige metafore. Hy klink meer aan 'n digter as 'n resiesperd. Glimlag. Wag, hy's nog nie klaar nie. Sy laaste beeld is die mees poëtiese. Hy praat van die heel laaste swewende ribbes. Die kleintjies heel onder. Juis. En hy vergelyk hulle met stibiels. Stibiels, soos waarin 'n ruiter se voete gaan. Presies. Hy sê hulle maak oop met die inaseming asof hulle die lug verwelkom en sluit met die uitaseming wat stabiliteit diep in die kern terugbring. Wow. En dan sê hy hierdie kragtige woorde: Ek gaan deur, ken stibiels goed en ek kan vir jou sê, wanneer hulle reg beweeg, val alles anders in plek. Dis ongelooflik. Vir hom begin ware beleining en krag by daardie diepste, mees subtiele beweging. Maar hoe pas ons as mense dit toe? Ons is duidelik nie gebou om te galop nie. My emmer se handvatsel voel seker heel wat anders as syne. Die bron stel voor dat die grootste les vir mense is om op daardie laterale asemhaling te fokus. Die emmer se handvatsel. Jep, ons is geneig om veral onder stres vlak en vertikaal asem te haal. Ons oor beklemtoon die pomp se handvatselbeweging. Ja, jy sien hoe mense se skouers en borsbeen na die plafon skiet. Jy ontkoppel die stelsel. So ons moet eerder fokus op asemhaal in ons sye in, om daardie emmer handvatsels te laat werk. Dit vereis 'n meer bewuste 360 grade benadering. Absoluut. Dit gaan oor balans tussen die bewegings, maar Gandor se filosofie gaan selfs dieper. Vir hom is 'n vrye borskas nie net goeie tegniek nie, dis 'n aanduiding van sy gemoedstoestand. Regtig?
'n stywe borskas beteken 'n bang of gespanne perd. 'n Mobiele, vrye borskas is die teken van 'n kalm, selfversekerde perd. So sy doel is nie om 'n plasing af te dwing nie. Nee, dis om die asemhaling te vergesel. Dit is die fundamentele verskil. Ons fokus op beheer en stabilisering, hy fokus op vloeibaarheid en vryheid. Dit maak sin as jy dink aan die uiteindelike doelwitte wat die bron uitlig. Vir ons is die prioriteit posturale stabiliteit. Ons wil regop staan, beserings voorkom, jy weet, doeltreffend beweeg. Vir 'n perd soos Gandoor is die doelwit anders. Vloeibare koördinasie, massiewe aandrywing en pure krag en beweging. Dis twee heeltemal verskillende masjiene. Hulle is, maar die bron bring die twee wêrelde op die ou end pragtig bymekaar. Ten spyte van die verskille, kom dit tot die gevolgtrekking dat die borskas in albei gevalle die sentrale spulpunt is. Die middelpunt. Ja, die middelpunt van asemhaling, van postuur en, miskien die belangrikste, van die band tussen fisiese struktuur en emosionele toestand. Dit is die brug tussen hoe jy gebou is en hoe jy voel. En Gandoor se laaste woorde in die onderhoud vat dit alles saam, nê? Dis 'n stelling wat universeel is, vir perd en mens. Absoluut. Hy sluit as deur te sê, want as jy goed asemhaal, beweeg jy goed. En as jy goed beweeg, het jy vertroue. En as jy vertroue het, is jy tot enige iets in staat. Sjoe, dis nogal 'n stelling. Vertroue wat begin by jou asemhaling. Dit klink amper te eenvoudig, maar as jy daaroor dink, as jou asemhaling paniekerig en vlak is, voel jy mos nie selfversekerd of tot enige iets in staat nie. So hy is beslis op die regte spoor. Wat 'n merkwaardige slotsom. Uiteindelik nooi hierdie gesprek met 'n denkbeeldige wyse perd ons om aan ons eie borskas te dink, nie as 'n statiese, rigiede hok wat ons organe beskerm nie, maar as 'n lewende, dinamiese, asemhalende struktuur. En dit Gandoor se heel laaste beeld is die een wat by my bly. Hy sê, dit is nie 'n wapenrusting nie, maar 'n sensitiewe seil. En dit los jou ons luisteraar met 'n laaste prikkelende gedagte. Neem net 'n oomblik en dink aan jou eie borskas, net hier en nou, soos jy luister. Voel dit meer soos 'n wapenrusting, iets wat jou beskerm, jou vashou, En dalk selfs 'n bietjie beperk. of voel dit soos 'n seil, iets wat die wind kan vang, wat kan uitsit en jou help om momentum en rigting in die lewe te vind. Wat sou vir jou verander as jy daaraan begin luister, eerder as om dit net te probeer beheer?